En ja, toe is ek bevriend met 'n meisie met die naam Ansie. Sy het haar tannie het 'n kursus aangebied in Pretoria, Tannie Bertien. En sy het my toe nou genooi na die kursus toe en ek het eers gedink, ag nee, nie rarig, dis ver. Dit is ek gaan moet uitsit by die werk, ek's 'n key player, so dit gaan vir my moeilik wees. En ek het toe ingestem om te gaan en dit was net 'n ongelooflike kursus. Dit het my hele lewe verander. Net daar het die Here alles my so ek kan nie vir julle sê hoe die Here my lewe kom verander het nie. Na jou encounter met die Here. Absoluut. Na ja. daai oggend van total surrender, net Kan nie meer nie. kan nie meer nie. And there God met with you Absoluut. in that moment. Hoe het dit begin? Ek weet mense wil weet, so net maar hoe het jy die change begin sien? Wat het jy ervaar het verander? Vrede. Vrede. Ek het net so ongelooflike en die Here het ek het gevoel die Here sê vir my dat as dit is wat hy vir my moet gee om my te oortuig dat hy waar is, dat hy die vrede oor my hart sal bring. En hy het en daardie gevoel kan ek vir niemand beskryf nie, want jy kan nie daardie tipe vrede van die Here afkry. Sou jy dit beskryf as 'n moment waar jou siel wakker geword het? Verseker, Vir die eerste keer. verseker, dit was daar. Dit was daar, my swakheid, ek was regtig gebreek en ek het net gevoel, sjoe, dit was my intieme ontmoeting met die Here, wat ek het geweet het, this is God. Jy sê dat jy na hierdie kursus toe gegaan het en ek weet nie wat se kursus dit was nie, maar wat ek aanneem is dit gaan oor jou siel. Dit is, ja. Dit is presies, nee, en So hulle gaan, ekskuus Lenet, hulle gaan soos jy begin om ek moet dit eintlik met jou deel. Dis 'n ongelooflike pad wat jy stap na die brandofferaltaar toe om jouself te kruisig om by die Here te kom. En wanneer jy by die Here hoor of wanneer jy nader aan die Here beweeg, is my meer bly as ek vir die Heilige Gees. Terwyl hoe nader jy aan die Here beweeg, hoe duideliker en hoe meer openbaar die Here homself van jou. Maar jy moet eers gaan om jouself te kruisig om die Here te kan volg. By jouself. Korrek. Yes. Maar jy moet jouself gaan offer en jy moet jou foute gaan neerlê en jy moet gaan Jy moet erken en bely vir alles wat jy gedoen het of die Heilige Gees kom en hy wys vir jou so net maar jy het dit gedoen. Here, ek is jammer. Die COVID vaksin, alles van 'n naalkering tot daar is soveel goed. Daar is net maar die Heilige Gees kom en dan bring hy dit na die oppervlak toe. So hoe dit begin die kursus is jy sê eintlik hoe jy voel. Jy maak 'n beeld van hoe jy voel. En ek sou eintlik graag met jou my beeld wil wys. Dit is nogals wild. Is jy nog steeds aan jou? Ek het dit gehou, maar ja, dis maar deel van my pad wat ek geloop het. En dan hoe dit werk is jy is kwaad vir die Here en ek was kwaad vir die Here want dit voel vir my die Here wil ons nou hierdie goedheid vir my hê. Maar waar was hy in al die tyd wat ek alleen was en gevoel het soos wat ek gevoel het. En ja, ek was kwaad vir die Here en ek was hartseer en ek het al hierdie vrae gehad en jy werk half jou traumas deur en maar die Here vlak dit vir jou oop. En hy vlak dit oop nie om jou te expose nie, ook nie om It's just shining his light so that jy kan gesond you can word. deal with it. Hy wil hê jy moet heal, so hy vat jou terug na die plek toe waar jy trauma ervaar het, dat jy gesond kan word. Ja, maar dit is seer. Emosies en seer goeders. Dis baie seer. Maar ek moet sê, kursus is ongelooflik. Ek het my verhouding met die Here het so Nee, jy het obviously gegaan met 'n verwagting. ek het, want ek het op 'n stadium gekom met ek sê ek het die wêreld se goed werk nou nie eintlik meer vir my nie. Ek het nou die Here ervaar, maar
ek wil nou 'n bietjie meer nader aan die Here beweeg. En die vriendin van jou het jy baie bygestaan in daai. Baie. Sy het haar eie ding gegaan. Exactly. So wat vir ons so lekker was is dat sy het haar eie storie en ek het my eie storie, maar sodra mense dit saam doen, is dit net makliker. Ja. Hy share iets. Ja. Dit is dis altyd vir my amazing en dis hoekom dit my net so aanraak hoe die Here altyd gentle met ons werk. Baie En hy presies weet wat jy op watter stadium nodig het. kan hanteer. O ja, dit is belangrik. En wat nodig is en ek dink dit was juist Priscilla wat op 'n stadium vir my sê maar Lenet, ek het al met hierdie gedeel. Lenet, ek het al met hierdie issue gedeel. En hoe ek toe al ek kon ervaar in dat die Here met baie keer deel jy op die surface met iets. Correct. En jy deel daarmee. Jy vergewe wie jy moet vergewe. Jy beweeg aan van dit want die Here het nou daai ding in jou siel kom reveal en jy deel daarmee. Maar dan 'n jaar later dan kom hierdie ding nou weer. Maar nou dis nou so 'n bietjie dieper. En dan moet jy nou half nou weer okay, Here, maar ek het hiermee gedeel. Maar dan wys dit dat daar nou nog ietsiekie oor is wat ek nou weer daarmee moet deel. Absoluut. En dan maybe 'n maand of wat later is daar weer so 'n konfrontasie met dieselfde ding. But God will keep on until that thing, Totdat jy gesond is. that root in your soul is dealt with. En dis wat net altyd vir my so amazing is. Die Here is so gentle. As iemand daar by my in die kantoor sit en hulle besef en hulle ervaar die Here se gentleness, dat hy so sag. Dit is altyd ek huil my oë, die trane spat soos ek net in daai moments besef en dis wat ek net toe jou storie vertel net die Here my net daar wys hoe gentle hy daai oggend net soos kom buk het by jou en net so kom kniel het by jou en jou net so kom embrace het en gesê my kind, let's deal with this. Ek is hier. En you're worthy. Dit maak nie saak what other people say nie. Because I choose you. Absoluut. As jy nou wil net vir die vergelyking maak tussen divine healing en worldly healing, there's no comparison. Because Jesus is the only one. Wat kan heal? Yes. Absoluut. Yes. Especially die siel. en ja, mense lewe so oblivious van hulle siele. Mense dink of mense partymal nie eers enige kennis oor hulle siel nie. Correct. Hulle weet hulle het 'n liggaam, want hy wil eet en hy wil sekere goed doen en hy moet iewers gaan en hy moet stoute goed doen en hulle weet die liggaam is aan die gang en hulle weet hulle het 'n gees, maar baie mense confuse die gees met die siel. Absoluut. Of hulle dink dis een ding, but it's totally different, want dis jou siel wat jou emosies, jou mense goed, jou trauma goed bære. En dis jou gees wat met die Here connect. En my gees is met God se gees afgesny gewees. Want jou siel, correct. yes. So Tannie Bardien het vir ons, ek kan nie vir jou vertel hoe goed sy net vir ons was nie en hoe ongelooflik kragtig haar woord was en sy is 'n wonderlike kind van die Here en ek het soveel liefde vir haar Tannie. Sy as jy haar druk ook, jy kan voel sy die Here in haar lewe en 'n mens jy raak kwesbaar. Jy moet jou storie kan vertel vir jou ook om te gesond te word. Yes. En ook, hoe gaan mense in God glo Yes. as hulle nie weet dat ander mense deur sulke tipe goed was nie. En wat jy gesê het ook, so sy het ook verduidelik van die siel en die gees en die liggaam en hoe jou gees in lyn moet wees met God se gees vir ons om besluite te maak en alles wat jy doen moet ingestel wees op God en jou gees moet ingestel wees op die gees, Yes. anders op God se gees, anders gaan jy wêreld se goed. Belangrik wat jy daar sê. Jy het nou gesê, as jou siel nie gesond is nie, as daar goed in jou siel is jou gees van die Here afgesny. Absoluut. En dis wat mense baie keer nie besef nie. Mense gee hulle lewens vir die Here of hulle begin op hulle journey met die Here. Hulle is wedergebore.
Maar na 'n rukkie dan voel hulle soos of hulle se voete swaar word en hulle connection met die Here, daar's iets fout. Maar dit is waar die Egiptenare in die tydperk was met die Israeliete. Presies. Jy gaan deur 'n moeilike tyd gaan en jy gaan weer deur trials gaan. Yes. Want jy gaan moet groei. Die Here toets jou in daai tyd. Jy moet nou bykom, Jy, né? en jy nou voel jy eers lyding as jy sê, Here, maar jy het nie opgesign vir hierdie nie. Ja. En dan staan nog meer lyding en dan jy verstaan dit nie, maar jy moet vashou aan die Here se beloftes. Yes, man, dan baie keer is dit want as jy nou met jou journey begin met die Here, dis dan wanneer die Here hierdie siel goed begin stir. Want hy wil nie hê hierdie goed moet hier in jou siel vassit nie. Want hy probeer heeltyd met jou connect, maar nou is hierdie goed wat hier in jou siel is, begee daai skeiding en wat is die goed in ons siel? Wat jy nou die groot een wat jy genoem het, is rejection. Is 'n massive een wat in soveel mense se siele vassit. Vrees, die groot traumas wat gebeur het. Dis alles goed wat in jou siel sit. Ja, jou gees is connected met die Here en as jy nou doodgaan, gaan jy hemel toe. Maar daai goed wat in jou siel vassit, is daai goed wat die Here wil heal, sodat jy daai complete connection met die Here kan hê. En dis nou daai proses wat jy nou hier verduidelik dat 'n mens nodig het om daai journey te stap om by jou siel uit te kom. Absoluut. En dis absoluut so 'n passie van my hart om dat mense dit ken, dat mense dit besef en daarvan kan gesond word. Jy gaan eers eintlik kan groei in 'n verhouding ook as 'n mens deel met die goed wat jou gekniel het. Yes, jou traumas. Want anders dan gaan jy altyd terugval. Dit is So jy moet fisies die wortel gaan soek van die trauma en daarmee deel in geloof. Maar totdat jy nie gedeel het met dit in geloof nie, gaan jy nooit kan gesond word. Absoluut, absoluut. En baie van daai as ek jou nou mag vra so net, want ek weet nou hoe hierdie goed baie mooietjies werk, maar was daar mense wat jy moes vergewe? Baie. Van my ma tot my pa. Ek het die ander dag gesê vir my ma, ek het 'n mother wound gehad. En nie dat my ma was 'n amazing ma. Maar ek het tog gevoel sy het in sekere aspekte Gefaal. Ja, Jou gedoen, gefaal. Ja. Maar dit is my persepsie. Ja, Yes. Dis niks het gebeur nie. Dis my persepsie van en ek bid sodat ek het kinders van my eie, so mag die Here vervulling bring in dit waar ek kort kom in my verhouding met die kinders. Maar ja, my ma was 'n ongelooflike ma. Ek het net 'n mother. Jy het dit so gehad, maar ervaar. ek moes gegaan het om haar vergewe. Ek sê vir mamma ek jammer en weet nie eens waaroor nie. Maar dis my ding waarmee ek geworstel het, maar Yes. ek moes daarmee gaan sit het. Yes. En Jy ek moes sê, dit Here, face. hoekom sit ek met hierdie? Wys vir my. Ja. Dit is so. Dit was my persepsie van en my verwysingsraamwerk van hoekom ek kwaad was vir haar en hoekom ek gevoel het sy het my verwerp of hoekom het ek gevoel sy is nie goed genoeg maar nie. Maar dit is alles leuns. Dit was net my persepsie. Want dit het uit daai rejection uit. Daai Correct. monster Ja. het net mooi oorgeneem. En dis presies wat hy doen. Hy vat sy kans en hy groei. Hy word al hoe groter Korrek. as jy hom toelaat. En dis presies wat oorgeneem. Dit is daai net rejection, dan voel jy naderhand almal reject jou. Dit is. En dis presies wat jy nou sê, dit is dalk hierdie root rejection, maar jy deel nou eers met iets hierso en jy Correct. kon nie hier. En dis die stappe wat die Here maak, daai gentleness. En Yes, dit is dit is. mooi. Ja, dis En beloftes. Ek dink Beloftes, ja. dink wanneer 'n mens eers by die Here se beloftes uitkom en hom gereeld herinner, Here, maar jy sê dit. Dit is belangrik. So dan Ons het spiritual gateways en dit wat jy lees en sê en spreek gaan lê in jou brein en jou Absoluut. denkwyse en die duiwel weet presies ook. Dit is al hoe jou siel kan effekteer is deur jou Sintuie. guides en ja, en dis net daar waar die lyn trek. so net. Ras. Jy identifiseer nou jouself as 'n dogter van God. absoluut, ja. En wat is nou jou emosie oor wie Sonette is?
ek is lief vir die Here ten volle. En ek moet vir jou sê, op die plek waar ek vandag is, gee ek nie om wat mense van my dink nie. Ek kyk anders na mense. Die Here het my kom verander, my kom transformeer. En ek dink dis belangrik. Ek dink waar ek altyd gekyk het na mense en omstandighede, dis irrelevant. Want nou is ek gefokus op my verhouding met die Skepper. Maar totdat 'n mens nie daai verhouding met die Here het nie, gaan jy altyd soek na iets. En dis presies wat gebeur het in die rehabilitasiesentrum. Al hierdie mense soek na iets om gesond te word. Maar jy gaan nooit regtig gesond word totdat jy nie die Here in jou lewe het nie. Dis net hy. Dis net die Here wat kan genesing bring. En ja, daar is 'n pad om te stap. En ek moet net sê, daar's 'n meisie wat ek ontmoet het in die rehabilitasiesentrum. Sy's ook toe nou groot gedoop. En ja, ook 'n baie goeie verhouding met haar. En ja, en dan sê ek soos, Here, wat was die bedoeling hierby? So in daai sens, jy het my nou gevra, wat was daar iets wat ek kon vat uit dit? Daar's nog mense wat ek ontmoet het en ek het gesien hoe stukkend die mense daar is. En absoluut niks kan healing bring buite die Here nie. Yes, amen. Dis net ons daai gat wat net die Here dit kan doen. En solank as wat jy soek om die gat te probeer toe kry, you'll never get it. Jy sal dit nooit kry. It's because it's only Jesus. En ek dink die Here het ons so gemaak. Ek dink dis Hy het ons geskep met 'n longing van because hy he wil longs for us. Absoluut. Yes, he longs for us. He longs to have A that relationship. close relationship with each one of us. Maar keuses. Maar dit gaan oor ons keuses en jy kon nog steeds op jou plek. Jy kon daai oggend van die vroeg opgestaan het so net en jy kon nog steeds aangegaan het soos jy het. Maar jy het nie. Correct. You made a choice there. Jy het 'n keuse gemaak om te sê, Here, ek vat U op U woord. Dis U vir my wys dat al hang my koppie nou. Maar as ek in U sonlig gaan kom en ek in U woord gaan kom en as ek net U hand gaan vat nou op hierdie oomblik, weet ek gaan U dit vir my doen. U gaan dit omdraai vir my. Jy het 'n keuse gehad daai oggend and you made the choice. You chose to put your hand in God's hand. Dit is en ek het die Here gelos. Ek het die Here se hand. Ek is op groot gedoop. Ek het 'n baie oulike ouetjie ontmoet. Dit was net na skool gewees en ja, ons was in 'n kerk gewees. En ek was naby die Here, maar ek het die Here se hand gelos. Iewers te along the way het ek die Here se hand gelos. Hy was nog heeltyd daar. Altyd. Hy werk heeltyd agter die skerms. Hy het geweet wat gaan gebeur. Hy het geweet hy gaan my daai oggend kry op die mat. He knew. Yes. Hy weet. Ja, en dit amazing altyd is as ons een stapie na hom toe vat. It takes 1,000 toward us. En dit is wat die Here sê, as jy vir hom vra, gaan hy homself aan jou He meets you openbaar. where you are. Yes. Dit is En partymal is dit op die plekke waar jy dit die minste verwag. op 'n mat. Op 'n mat, sonder klere, onder 'n handdoek. Waar die Here jou kom meet met die sonnetjie op jou reg. Sjoe. So ek dink die woorde wat jou nou kan beskryf sal wees worthy Absoluut. and loved and net forgiven and free. Absoluut. Ja, die Here het my kom verlos van baie dinge. Yes. Hy het my kom verlos, hy het my vergewe. So die net vir interessantheid vir jy wat nou kyk en dink, okay, maar was hierdie nou 'n instant ding? Nee. So net, was dit 'n instant ding? Nee. glad nie. Nee, Daar is nie so iets nie. dis nie Dis 'n daaglikse proses. Daar is geen eindbestemming nie. Jy moet elke dag probeer en hoe naby jy aan die Here is, hoe dieper is jou verhouding met die Here. En wat ek geleer het is jy moet tyd in God se woord spandeer. Yes. Jy moet. Want as iemand na jou toe kom vir raad en jy gee vir hulle wêreldse opinie of 'n wêreldse opmerking of 'n wêreldse advies, dan is dit verkeerd. So as jy nie die woord ken nie, hoe gaan jy iemand bemoedig en help as jy nie God se woord ken nie? Absoluut. So dit is belangrik om naby die Here te wees. So dis 'n journey. Ja. Dis nie 'n vingerklap Nee.
everything changed in a moment nie. Everything changed in a moment, but then the process started. Absoluut. So daai proses van gesond word, daai proses van dealing with the stuff. Dis 'n moeilike proses. En dis 'n moeilike pad om te stap, Dis ek's eerlik. dis wat dis jy nou seer. van gepraat het van daai Egiptenaar proses, né? Waar jy dit is daar is die Here nou besig om daai siel goed uit te sort. Korrek.